Sjoe, okay. Welkom by vandag se diepduik. Dink bietjie hieroor. Verbeel jou jy is 'n kuifkop visvanger. Ja, nee, daai klein voeltjies met die verskriklike helder kleure. Presies, ek meen jou blou en oranje vere is so helder. Jy is basies 'n neonteken vir enige roofvoël wat verbyvlieg. Dis letterlik soos 'n teken op jou rug. Ja, so hoe oorleef jy as jy heeldag op 'n oop riet moet sit om te jag? Wel, vandag gaan ons kyk na presies dit. Ja, dis 'n absoluut fascinerende dinamika. Ons kyk na 'n verslag uit die wildernis en Sedgefield area op die tuinroete. Dit wys eintlik hoekom voëlkykers in die koue oggendure in 'n skuilings gaan sit. Want dit gaan ons nie net oor 'n mooi prentjie kry nie, né? Glad nie. Dis regtig om daardie onsigbare oorlewingsnetwerke in aksie te sien. Jy sien dinge wat jy andersins heeltemal sou mis. En die ster van hierdie spesifieke oggend is natuurlik, soos ons gesê het, daardie kuifkopvisvanger. Kyk, die verslag skets dit so mooi. Die son kom net op, die goue lig tref die water en die riete, en hierdie voeltjie kom sit net so 'n paar meter weg. En hy's heeltemal op sy gemaak. Hy vang vis, hy begin sy verre skoonmaak. Ja, asof hy nie 'n siel in die wêreld het om oor bekommerd te wees nie. Presies, en daardie oggendlig is krities. Ek meen die weerkaatsing op die water laat daardie elektriese blou en ryk oranje vee absoluut skitter. Dis regtig 'n visuele skouspel. Dit laat my eintlik dink aan daai, jy weet, glansryke akteurs op 'n rooi tapuit. Verseker, hulle weet net hoe om te poseer. Ja, akteurs wat presies weet watter hoek en watter beligting om te gebruik vir die kameras. Maar hier is wat my altyd pla met voëls wat so opvallend is. As jy so helder is en jy sit so rustig daar op 'n oop tak, is jy nie bloot 'n ookteiken nie. Jy sou so dink, ja. Hoe kan hy dit bekostig om so ontspanne te wees? Dit maak nie sin nie. Wel, dit is basies die illusie van isolasie. Hy lyk asof hy in sy eie klein wêreldjie is, maar sy bewussyn is in werklikheid wyd versprei oor die hele ekosisteem. En ons sien in hierdie verslag hoe vinnig dinge kan verander. Reg, want daar gebeur mos iets, nê? Ja. Terwyl hy daar sit en vere skoonmaak, vlieg daar skielik 'n roofvoël hoog bo in die lug verby. En die visvanger vries onmiddellik. Sjoe. Hy kyk op en die hele atmosfeer rondom daardie skuilings raak doodstil. Spanning sny letterlik deur die lug. Wag. So, het hy die roofvoël self gesien? Of is daar meer aan die gang hier? Want hy kan tog nie net vir die res van die oggend stip na die lig bly staar nie. Sy oë is mos gemaak om vis in die water te soek. Dis 'n baie goeie punt. En dis eintlik die meesterstuk van hierdie ekosisteemse ontwerp. Hy hoef nie self die hele lugruim dop te hou nie. Okay. Hoe dan nou? Daarvoor maak hy staat op die Kaapse vleisanger wat diep in die riete verstyk is. Wag, die sanger, daai klein bruin voeltjie? Ja, daai ene. Maar hoe help 'n voeltjie wat onder in die riete wegkruip om 'n roofvoël hoog in die lug te vermy? Dit klink so bietjie teenintuïtief, hoe? Wel, dis omdat daardie Kaapse vleisanger basies aanhoudend sing, heeltyd. Sy lied is amper soos die omgewing se polsslag. Okay, ek is by jou. 'n Onnatuurlike skaduwee of beweging. Die oomblik as 'n roofvoël oorkom, raak die sanger dadelik stil. So vir die kuifkopvisvanger is daardie skielike stilte die rooi lig. Presies dit. Ek verstaan. So dis nie 'n harde alarm wat afgaan, soos 'n skree of iets nie. Dis letterlik die afwesigheid van die alles is reg sein wat die waarskuwing is. Die stilte is die alarm. Ja, nee, jy slaan nie spyker op die kop. En in hierdie oomblik by die skuilings sien die waarnemers hoe die visvanger soos 'n standbeeld bly sit tot op die presiese sekonde wat die Kaapse vleisanger se lied hervat. Ongelooflik. Sodra daardie sanger weer begin sing, weet die visvanger die kus is veilig. Sy skouers sak asof hy 'n sug van verligting slaak en hy gaan eenvoudig voort om sy vere skoon te maak. Sjoe, dis so 'n ongelooflike interafhanklikheid. Ek meen daardie twee spesies leef nie net toevallig in dieselfde spasie nie. Hulle is letterlik ingeskakel op mekaar se nuusuitsendings. Hulle is heeltemal verbind, ja. Die visvanger kan net 'n suksesvolle jagter wees omdat hy die subtiele veranderinge in die sanger se gedrag kan lees. En dit is hoekom 'n mens in die donker opstaan, om in daai koue skuilings te gaan sit
Jy kry 'n frontry sitplek om te sien hoe hierdie komplekse, onsigbare drade alles in mekaar weef. Ja, dit gaan oor soveel meer as net mooi vere. Verseker, dit gaan oor hoe die stelsel meganies funksioneer om mekaar aan die lewe te hou. Wel, dit bring my by 'n baie lekker vraag wat die skrywers op birdwatcher.co.za vir hul lesers gevra het. Hulle vra, het jy al ooit so 'n nabye ontmoeting met 'n kuifkopvisvanger gehad? En indien wel, het jy opgelet wat in die agtergrond aangaan? Dis 'n uitstekende vraag. Dit is beslis iets om in gedagte te hou die volgende keer as jy in 'n skuilings sit. Die agtergrond is dikwels waar die ware aksie is. Absoluut. So, terwyl ons vandag se bespreking so bietjie afsluit, wil ek jou, die luisteraar, met hierdie gedagte los. Ek luister. As 'n opvallende, briljante kuifkopvisvanger sy lewe en sy veiligheid volkome toevertroue aan die ononderbroke lied van 'n onsigbare Kaapse vleishanger, watter subtiele, onuitgesproke syne in jou eie alledaagse omgewing mis jy dalk heeltemal, bloot omdat jy nie besef jy moet daarna luister?